So kan ons die Here eer. Ja. En dis jou storie. Dis ons storie. Om daaraan te dink dat eendag gaan jy vir jou kinders kan vertel. En vir hulle kan sê, kan ek jou die storie vertel van hoe ons 'n gemeente geplant het in George, hoe ons 'n gemeente geplant het in Hartland en in Hartenbos en hoe George ontstaan het, want dis ons storie. Onthou, die kerk behoort aan die Here. Hierdie kerk, hierdie gemeente is sy kerk. En om daaraan te dink, dit gaan nooit weer tot niet nie. Nooit weer. Toe die Andrew Brothers hierdie wit NG Kerk geplant het, 200 jaar terug, 150 jaar terug, wie het gedink? Hoeveel mense kom tot bekering? Hoeveel mense kom staan onder die koningskap van Jesus Christus? Jy sien, God het van dag 1 af hierdie groot plan gehad, dat nadat Jesus Christus gesterf het en opgestaan het, het daar 'n nuwe era aangebreek. Die koninkryksera. In hierdie korrupte era breek hierdie nuwe era in. En nou sê God, ek gaan hierdie hele aarde vul met my teenwoordigheid. En hoe gaan hy dit doen? Hy sê, ek kies vir my 'n manier. Daai manier is die kerk. Daarom glo ons in Doxa Deo en kerkplanting. Want dis deur die kerk te plant en die kerk wat saam met ander gemeentes en kerke in die omgewing werk, wat ons glo dat die heerlikheid, God se transforming presence, God se heerlikheid tentoongestel gaan word aan hierdie wêreld, en ons is die kerk, almal ons wat hier sit. En dit is wat ons doen, en ons gaan nog vele gemeentes plant, en ons is baie opgewonde daaroor. Dankie vir jou wat deel is van hierdie gebeurtenis. En dis ook die rede hoekom ons in die laaste 3 weke, die van julle wat dalk op vakansie was en so, welkom terug. Ons het so in hierdie 3 weke bietjie stil gestaan by die hele gedagte van, as jy die woord kerk of gemeente hoor, dit is 'n prentjie, wat kom in jou verbeelding op? Wat is daar? Wat is daai woord waaraan jy dink? Party mense het 'n negatiewe prentjie daaroor. Maar ons het gesê wat belangrik is wanneer Jesus Christus kom en hy gebruik die woord kerk en sê op hierdie gemeente, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Wat se prentjie was in sy gedagtes? Wat se prentjie was in sy verbeelding? Want dis daai prentjie wat ons moet wees en uitleef en waarvan jy deel is. En ons het in hierdie reeks gesien dat wanneer die Here praat van die woordjie kerk, dan gebruik hy die woord ekklesia. Ekklesia beteken uitgeroep. Met ander woorde, ons is die uitgeroepenes. Hy roep ons en hy sê, kom en wees deel van hierdie prentjie van my, van hierdie verbeelding. Gemeente, kom en wees deel van die prentjie van God. 'n ander woord wat hy gebruik vir kerk of ekklesia of gemeente, is die woord familie, wat hy vir ons sê, jy moet verstaan, hy roep jou, jy word deel van 'n gemeente, maar jy word eintlik deel van 'n sekere soort familieras, waarin almal aanvaar word. 'n ander woord wat hy gebruik is, hy sê onder andere, hy sê jy is nou deel van die tempel van die Here. Onthou in die Ou Testament en deur die geskiedenis was die tempel die woonplek van God. Dis waarheen mense gegaan het om iets van die teenwoordigheid, die allerheiligste, die tabernakel, iets van die allerheiligste te beleef. Nou kom my Nuwe Testament, nou dat die nuwe era aangebreek het en hy sê, ek stuur my gees uit, ek sit my gees in jou. Jy is nou die tempel van die Heilige Gees. Daar waar jy rond beweeg elke dag, tussen jou vriende, tussen jou familie, by jou werksplek, daar word jy nou iets van hierdie teenwoordigheid van God. En dis waar die reeks gegaan het, en gaan ons dan vandag verder en sê, wat ons spesifiek by wil stilstaan, en ons kondig hierdie nuwe reeks aan, 'n groot droom begin klein. Die groot storie, die groot boom, groot droom, die groot storie van God. Ek en jy moet besef, dis die groot storie van God. Hy gaan sy heerlikheid vestig, hy gaan sy koninkryk vestig, hy gaan alles in die hemel, alles onder die aarde, onder sy gesag bring, maar verstaan, hy roep jou as deel van die gemeente, maar jy het ook 'n rol, klein bonsai, jy het ook 'n rol wat jy in hierdie gemeente kom speel. En hier's die vraag, wat is jou rol? En hoe werk ek en jy saam? En hoe bring elkeen
deel van die liggaam. Hoe bring ons elkeen ons aandeel om hierdie gemeente tot 'n staat van volwassenheid te bring? Want die gemeente word op die einde van die dag, word die lig, word die sout, word die beeld na die aarde. Ek dink die eerste ding wat ek wil sê wat belangrik is in hierdie besef, is dat ek en jy moet besef dat ons kom nie en besoek die kerk nie. Maar ek en jy moet besef, ons is ingesluit in die plan van God om kerk uit te beeld. Hoe ek dit probeer te verduidelik, is wanneer jy, onthou jy toe jy jonger was en jy was 'n werknemer by 'n werk. En jy gaan na die werk toe. Dit is vir my baie interessant as jy 'n werknemer is, 'n werknemer en 'n eienaar van die werk wat die besigheid besit, is heeltemal anders te ingestel. 'n Werknemer sal nie omgee as hy 5 minute laat is of 2 minute, jy weet, laat vroeër loop in die middag nie. Want hy's net 'n werknemer. Hulle betaal my mos. Ja, dit is altyd so interessant as ek by party plekke kom en ouens werk by die kerk. Hy sien nie die papiertjies in die bossies raak nie. Hoekom nie? Want hy's 'n werknemer. Maar wanneer hulle vir jou op 'n dag inroep, hulle so ruk terug vir my swaar ingeroep, hy is al jare deel van 'n besigheid, toe sê hulle, dis nou tyd, ons gee vir jou aandele. Jy gaan nou 'n aandeel, jy gaan dividende kry. Skielik houdingkie. Skielik loop hy aan, hy sien die gloeilamp by die werk wat geblaas is. Skielik het hy 'n ander verantwoordelikheid, hy sien die bossies raak, hy sien die papiertjie raak. Hoekom? Want hy's ingesluit. Hy's nou deel, dis nou ook deel van sy besigheid. Dis syne, hy het aandele daarin. En hier's wat jy moet vandag besef, as gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het, sy sterwe en sy opstanding, nie op grond van enige iets wat ek en jy gedoen het, of enige verdienste, sê Paulus nie, het ons nou aandele in die koninkryk van God. Ons is aandeelhouers, ons dra by tot die volwassenheid van die liggaam. Jy kom nie kerk toe nie, jy kom sit nie net hier nie, jy is nou 'n aandeelhouer. Hierdie gemeente is joune. Dis hoekom ons in Doxadayo praat, nie van lidmate nie, maar van vennote. Want jy's deel van die vennootskap van God. Jy het 'n aandeel in die besigheid van God. Hy roep jou en sê, kom en wees 'n aandeelhouer. Jy is nie net 'n waarnemer nie. En dis die groot verskil wat ek en jy moet besef. En hierdie jaar praat ons uit die brief van Korintiërs, uit 1 Korintiërs, 2 Korintiërs. Onthou Paulus skryf vir die gemeente het 'n verkeerde koers ingeslaan. Toe bring hy hulle terug. Is interessant hoe hy begin. Hy begin nie om hulle met hulle te raas of hulle uit te trap nie. Hy begin bevestig wie hulle is. En ek wil vandag so begin, ons het al hierdie gedeelte gelees, maar kom ek lees hom net weer, sodat jy en ek kan besef waarvan ons deel is, waarvan ons ingesluit is. Hy begin die brief so. Hy sê, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus. Onthou, Christus beteken Messias. Messias beteken die gesalfde koning, die langverwagte koning, sy naam Jesus. Dis nie sy naam van daai nie. 'n geroepe apostel van Christus Jesus. En die broer, familietaal. Julle moet verstaan, julle is ingesluit. Jy is deel van die familie van Christus. Dis hoekom ons in Doxadayo praat van, we are a family on a mission. Ons is 'n familie op 'n missie. Aan die gemeente, daar kom die woordjie, ekklesia, uitgeroepenis. Aan die gemeente in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is. Jy's nie geheilig op grond van wat jy doen nie, jy's geheilig op grond van wat hy gedoen het namens jou, jy's ingesluit in dit. Geroepe heiliges. Dis wat die Here ons noem, elke ene van ons wat hier sit, is 'n geroepe heiligte. God het jou geroep, jy het gereageer in geloof en gesê, ja, ek kom staan onder die koningskap, ons noem dit bekering, whatever jy het wil noem, salvation, jy kom staan onder sy koningskap, maar hy is die een wat jou geroep het om deel te word van sy groot missie. Geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van die Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here.
daai woordjie, die gemeente, aan die gemeente van God in Korinthe, die gemeente van God in Korinthe, Ekklesia. Kan ek jou gou iets sê? Onthou die woordjie Ekklesia, was 'n algemene terme in daai tyd, was eintlik 'n militaristiese terme wat die Romeine gebruik het, as hulle 'n nuwe grondgebied ingeneem het. Dan het hulle 'n klomp, as jy dit so wil noem, ex-soldate, afgetrede soldate, het die staat befonds, en hulle het ouens in daai gebied ingestuur, dan het daai Romeine daar gebly, en deur die manier hoe hulle bly, en leef, en hulle kultuur, en wat hulle eet, en wat hulle doen, alles daai, hoe hulle geleef het, daardeur het hulle die Romeinse kultuur ingebring, en Paulus kom en hy tel daai woordjie op, en hy sê, dis ons. Nou, ek wil nie enigstens politiek praat, maar wat vir my vreeslik interessant is, ek weet nie wie van julle volg die oorlog in die Gaza en Palestina en Libanon met Israel en dit nie. Hulle volg presies dieselfde strategie. Ons is 2000 jaar later, hulle doen dit nog steeds. Hulle praat net van Israelitiese settlers. Hulle sit dit oral in Libanon, dan befonds die staat hulle, die weermag beskerm hulle, en so vestig hulle dit. Die verskil is wat? Die verskil is, hulle kom in met geweld, en met vuurwapens, en met moord, skiet mense dood. Jesus kom en sê, ek vestig my Ekklesia, maar hy skryf aan die gemeente in Korinthe, en hy sê vir hulle, hy sê, maar onthou, daar's 'n uitnemender weg, daar's 'n beter weg, 'n nuwe gebod gee ek julle moet mekaar lief hê. Ons kom nie in met wapens en met oorlog en met mag en met krag nie. Maar die krag van die evangelie is, ons kom vestig, reg oor die wêreld, oral waar ons gaan, kom vestig hy sy Ekklesia, sy geroepenis, hy vestig in ons, en ons leef op die manier van liefde. Is dit nie amazing nie? Dis gaan my verstand te bowe. Onthou wat sê hy, ek herinner jou net, Habakuk 2 vers 14, dit waarvoor die Here ons geroep het as doxadeio beteken, doxa die heerlikheid, deio van God, dis ons missie, die aarde sal gevul word met die kennis van die doxadeio, van die heerlikheid van die Here, ons naam, doxadeio, is die missie van God, orals in die woord sê hy dit, nou hoe gaan hy die aarde vul met sy teenwoordigheid? Hy roep ons, hy kom en sit sy gees binne in ons, nou plaas hy ons terug in die samelewing, orals waar ons rond beweeg, saam met al die ander lewegewende gemeentes, die 1 biljoen Christene wat sê hulle is Christene op aarde, hy sit ons tussen die 8 biljoen mense, hy druk ons orals in, en ons word 'n toonbeeld van hoe dit moet wees om Christen te wees, en ons vul elke gemeenskap, elke plek waar ons kom, elke werk, vul ons met die teenwoordigheid van God in ons, in daai spasie. Dis sy plan. Dit was nog altyd sy plan. En ek wil net vandag jou herinner, so ter inleiding van hierdie reeks, want in hierdie reeks sal ons baie prakties gaan oor, wat is jou roeping, wat is jou aandeel, wat het God in jou belê, wat is jou vermoëns, wat is jou talente, wat is daai goed, sodat jy kan verstaan, dat jy dit kan gebruik om die volwasse liggaam op te bou. Maar slaan net vandag agt op hierdie wat ek wil sê, wat is God se roeping? Hoor wat skryf hy. 1 Korintiërs gaan hy verder in die brief, dan sê hy sê broers, hoor nou mooi, slaan ag op julle roeping. Elke een van ons, God roep ons mos nou. Nou sê Paulus, hy sê, jy moet ag slaan, daai woordjie ag slaan het ek gaan opsoek, slaan ag op julle roeping, dit beteken om aandagtig te kyk, om waar te neem, te onderskei, te verstaan. Die ou skryf, hy sê, dit is waar deelname begin, nie by vergelyking of prestasie nie, maar met onderskeiding. Onderskeiding, wat het die Here, gaan sit en dink, wat het die Here in my gedeponeer, wat het die Here vir my gegee, hoe onderskei ek sy plan, en hoe verstaan ek, dat ons almal is deel van die liggaam, ons almal het 'n aandeel. So ek wil jou aanmoedig in die week wat kom, gaan sit bietjie op 'n plek en dink, gee aandag, slaan ag op julle roeping, gee aandag, gaan sit en dink, wat is dit wat die Here in jou lewe gedeponeer het, en hoe kan God dit gebruik om sy liggaam tot volwassenheid te lei, nie andersom. Ek het groot geword in 'n kerk waar hulle sê, jy het 'n roeping, hoe gaan die kerk jou help om jou roeping uit te leef?
Dis nie waar dit begin nie. En die een het 'n groter roeping as die ander een, en die een loop stadiger as die ander een, en die een is meer heiliger as die ander. Dis nie dit nie. Ons almal is gelyk. Daar's nie onderskeid nie. En ons almal het iets om by te dra tot die volwassenheid. Ons doel met die gawes, talente wat God jou gegee het, is om jy help om hierdie liggaam volwasse te maak, sodat die beeld wat God uitdra deur die liggaam aan die wêreld is 'n beeld van volwassenheid. Dis die gedagte. Nou hoor wat sê hy. Broer, slaan ag op julle roeping. Dubbelpunt. Sien jy daar is 'n dubbelpunt. Hy gaan dit nou verduidelik. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses nie. Nie baie invloedrykes nie, of mense van adelike afkoms nie. Hoor nou mooi. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitverkies om die wyses te beskaam, en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te bestaan. Luister, God kies jou nie op grond van jou vermoëns nie, of jou geslag, of jou adelike agterkoms nie. Dank die Here, hy kies ook nie op grond van ons talente nie. Hy roep elke mens, en dan het hy die vermoë om dit wat hy binne in jou geplaas het, te gebruik. Ek hou van hoe die een vertaling dit verklaar, of hoe een van die Engelse ouens daar skryf. Hy sê, God does not choose to qualify, he qualifies the chosen. Is dit nie wonderlik nie? Om te dink, God gebruik elke ene van ons, soos jy is, met jou vermoëns. Hy gebruik nie sekere ouens, ek het altyd vir die Here gesê, Here, hoekom het ek nie gawe van worship, of, jy weet, ek kan geen instrument, ek kan nie eens ritme hou nie, ek wil eendag met God daaroor praat, hoekom is ek nie soos Arnou nie? Hoekom kan ek nie ook vir jy sing nie? As ek sing, krik die engele hulle ore toe. Maar is okay, ek het vrede daarmee. Maar ek het ook 'n gift, en hierdie gift staan in diens van die gemeente, sodat die gemeente opgebou kan volwassenheid word, en ons as gemeente 'n uitdrukking na buite kan wees. En hy gebruik wat baie keer glo die wêreld, jy weet, dis die beste, dis die slimste, dis die rykste, dis die een wat uit die gesag het. God sê, daai goed, ek gaan jou wys, my wysheid werk anderste. Ek gebruik elke mens. Paulus skryf op 'n stadium, hy sê, kom ek vertel jou wie ek was, ek kom in 8ste dag as ek besny, ek kom in die stam van Benjamin, hierdie aardelike afke. Hy sê, maar ek beskou dit nou as drek, terwille van om Christus te ken. God se standaarde werk net anderste. Hoor hoe skryf Paulus verder daaroor, jy sien, ek en jy moet verstaan, ons word die beeld van Christus, na die wêreld daar buite. Onthou gou, net gou weer sê, onthou dit in daai tyd gewerk, daar was nie internet nie, daar was nie printing masjiene nie, daar was nie televisie nie, daar was nie groot skerms nie. So die Caesar of die empire, hoe het hy sy beeld, hoe het hy sy mag geopenbaar aan nuwe gebiede wat ingeneem is deur die Romeinse ryk? Hoe het hy dit gedoen? Hy het in daai nuwe stede wat hulle ingeneem het hy beelde van homself, 'n standbeeld van homself, oral in die stad gesit. Mense het nie geweet hoe lyk hy nie, so wat het hy nog gedoen? Hy het op die agterkant van die geldmuntstukke, het hy sy gesig geprint. So oral in die platteland en oral waar hulle was, dan kry die mense 'n stukkie geld en sê, o, is dit nie die empire lyk? My magties, wat kan, hier is spasie vir improvement. Maar jy weet, so hulle kyk hom so, maar oral rig hy sy beelde op. En saam in die stede was daar ook baie gode. Hoe het jy geweet, wat is hierdie God? Venus, hoe het jy geweet hoe lyk hy? Hulle rig 'n beeld op, reg langs die beeld 'n tempel. So vandag as jy deur Efese byvoorbeeld stap, toe ons laas jaar daar was en ons stap deur Efese, oral beelde van die empire, beelde van die koning, beelde van die verskillende gode met 'n tempeltjie daarby. Nou kom Christus. Hy is nou die koning. Dood, opstanding, verklaar is die seun van God. Hy is nou die koning. Hoe beeld hy homself uit aan die wêreld? Deur die gemeente. Deur die liggaam. Ons word nou die beeld van Christus, wat hy uitbeeld
na die wêreld daar buite. Ons is nou die lig, die sout, soos in die hemele, so op aarde. Dis hoekom ek altyd vir hulle sê, hoekom kuier ons saam? Ons beeld iets uit van familie. As vreemde mense hier aankom, moet hulle voel hulle is deel van die familie. Gaan so 'n bietjie, hoekom doen ons die 45 sekondes introverte? Ek weet dit irriteer die wit waks uit jou uit. Dis oké, want jy moet die ou agter jou is deel van jou familie. Dis beeld, dis liggaam. Ons beeld iets uit. Jy moet die groter prentjie, hoe ons met mekaar werk. As ek kom Paulus vir die gemeente skryf, hy sê julle het die verkeerde koers ingeslaan. Julle stry onder mekaar, julle vat mekaar. Daar's 'n uitnemender weg, die weg van die liefde. Ons moet leer om met mekaar saam te werk. Hey, want die ou wat langs jou sit, gaan vir altyd in hierdie wêreld en in die onsigbare wêreld hierna, gaan hy jou broer wees. Hy gaan jou broer wees. Nou kry ons 'n geleentheid om dit in te oefen. En soos ons elkeen 'n bydrae het en 'n vermoë het, een sing, een slaan die drom, een skryf, een dra koffie aan, een pakkie stoel, so word ons beeld, wat ons uitbeeld hoe ons saamwerk, na die lewe hier buite, na George se mense toe, saam met al die ander lewende gemeentes, waar saam met ons werk, word ons die groter beeld van God. Daar sê in die Hartland Grootpraat, Outeniqua Bosch, Monte Cristo, daar's nie kerke nie, dis hoekom ons daar plant. Want ons word iets van die beeld van God. En jy is deel daarvan. En dis die wonder van die storie. Nie op grond van iets wat jy doen, of die tikkie wat jy gee, of die liedjie wat jy sing nie. Maar jy is deel van die prentjie van God, op grond van die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het, en gesê het, en hy roep jou, en jy het gereageer en gesê, ja Here, nou is jy deel van die prentjie. En nou is die vraag, nou oké, hoe gebruik ek dit wat ek het? Hoe gebruik ek dit, sodat die liggaam volwasse kan word? Nou ek verstaan, ek wil net dit sê, so terloops, want dalk, ek sien daai klomp ouers daar agter met die kleintjies. Ek weet jy gaan deur sekere fases van jou lewe. Jy dank die Here, jy kan net hier sit en jy hoop die gemeente wil jou help om net vir 'n halfuur na die kind te kyk, dat jy net kan slaap. Ek verstaan dit, daar's so 'n fase. Jy gaan nie nou vreeslike aandeel hê nie. Dis oké. Die feit dat jy teenwoordig is great. Dankie dat jy hier is. Ons waardeer dit. Ons weet party van julle slaap nou, jy vang die slaap van laas nag op. Ek verstaan dit alles. Dis great, maar jy's hier, jy's aan teenwoordig. So, maar hoor nou wat skryf Paulus verder. Hy sê aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus ingesluit deur alle gesag heen vir ewig en ewig. Nou gaan hy verder, nou praat hy oor die kerk. Hy praat oor die kerk as sy tempel, die kerk as sy familie, maar hy sê ook die kerk is soos sy liggaam. Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Opbou. Jy ontvang 'n sekere gawe, talent. Jy is die vinger of die hand of die voorarm of whatever jy is, ontvang jy. Jy's dit vir die opbou van die liggaam. Die liggaam is daar nie ter wille van jou opbou nie. Jy bring dit wat jy het. Jy bied dit aan. Jy's 'n geroepe heilige. Jy bied dit aan en saam bou ons die gemeente op. En kan ek net vandag sê, baie liggaamsdele sien jy nooit. Jy sien nie wat hier binne aangaan nie. Ek het nie biologie op skool gehad nie. Ons skool het nie so vak gehad. Maar ek weet hier binne ergens is 'n hart. Ek dink hy sit hier. En hier ergens is 'n aar en 'n darm en jy sien nie die goed nie. Maar laat ek jou een ding sê, julle klomp jong mense, jy worry nie nou daaroor nie. Maar word ouer, dan gaan jy vinnig agterkom wat daar binne aangaan. Want as iets hier verkeerd loop, as jy in jou piekie in. Nou so het party van ons is die darm en party van ons is die hart en party is die bloed en 'n bloedsel en hy's iets. Die Here weet, ek weet net hoekom kies jy altyd om die galblaas. Daar's altyd iemand wat kies om 'n galblaas te wees. Hoekom hulle dit kies, weet geen mens nie. Van al die liggaamsdele wat jy kan kies. Maar dis nou nie julle nie, dis die vorige gemeente.
Maar hierdie goed werk alles saam. Hierdie goed werk saam vir die opbou van die liggaam. Selle, jy het 'n aandeel. Die Here roep jou. Hy sit sekere goed in jou. En hy roep jou om jou aandeel te kom vervul. En nou is die vraag, maar wat is my aandeel? En dis waar hierdie reeks gaan. En ons vir mekaar sê, kom ons begin saam te ding. Die groot droom, maar dit begin klein. En ek wil jou net aanmoedig dat jy in hierdie tyd sal begin sit en diep dink. Sê, Here, wat is my aandeel? Wat is my aandeel? Party se aandeel is elke week, party se aandeel is sporadies, party se aandeel is by projek. Ek weet nie, maar hy wil jou ergens in die liggaam gebruik. Maar die onus rus op jou om dit te ontdek. En die wonder is, jy is deel van hierdie prentjie. Jy is deel van die prentjie. Ons maak ons oë toe. Jy weet, ons gaan volgende week so 'n bietjie aanpraat en maar dit is net so interessant, die boek waardeur ons werk, Korintiërs, 1 Korintiërs 12, jy weet, as Paulus begin praat oor die liggaam, dan gebruik hy woorde soos, hy sê, God het sekere genadegawes. En dan gebruik hy in dieselfde sin, gebruik hy die woord elkeen. So jy wat hier sit, almal van ons almal het 'n aandeel. Wat jy vanoggend net, fondasie wat ek wil hê is, die wonder van die storie is, God het elke ene van ons geroep. Elke een. Elke een. Maak nie saak hoe oud jy is. Hy roep jou. En hy sê, hey, ek sit in jou sekere genadegawes, talente, drome, whatever. Hy sê, en dis daar, sodat jy saam met al die ander, die opbou van die liggaam. My groot droom, ons maak hierdie liggaam volwasse. Want ek wil veruitbeeld aan die wêreld hier buite wie Jesus Christus is. Is dit nie amazing? Amazing. En party goed gaan jy baie keer doen, in my lewe het ek al gesien, alles wat hy begin klein. Begin klein. My eerste groot verantwoordelikheid was toe ek in graad 10 was, standaard 8. Kom die predikant eendag na my toe sê, hey, jy en jou 3, ons was so 3 vriende, jy en jou ander 2 stout vriende, ek sal nie 'n ander woord sê nie, jy en jou 2 stout vriende, wil jy nie vir ons die tieners begin ran nie? Sê jy, nee, ek weet nie, ek glo nie ons kan so iets doen nie, ek kan nie sing nie, hy sê, moenie worry nie. Daar het ons begin, deur die jare, eerste gemeente, toe pak ek stoele, groet mense by die ingangsportaal. So het ons begin. Alles probeer in die kerk. Later van tyd agtergekom, okay, as ek dit doen, kom ek agter, hier help ek die liggaam opbou. As ek sing, breek ek die liggaam af. So, ek het vandag agtergekom, wat's daai verskille? So, en nou, ons skou. Gaan sit en dink. Om te bedink, Here het in almal van ons iets gesit. So Hemelse Vader, ek bid vanoggend vir ons as gemeente, vir ons as liggaam. Dankie dat U ons 5 jaar terug na hierdie omgewing toe gestuur het, om iets te kom uitbeeld van wie God is. En ek bid, Here, almal van ons, U roep ons, almal van ons is geroep wat hier sit. Daarby sê U nog, ons is heilig, ons is afgesonde. U roep ons, U maak ons deel van die liggaam. U sê, jy's pinkie, jy's die voorarm, jy's die skouer. Dankie dat ons kan deel wees. En Here, help ons om te begin insien. Heilige Gees, U wat ons leer en lei, wat binne in ons woon. Dankie dat U dit nie soos die Ou Testament is, U het net sekere mense geroep. Nuwe Testament, U roep almal. En nou sit U iets in ons om by te dra tot hierdie volwassenheid van die liggaam. En help ons om in die volgende paar weke iets daarvan te begin raak sien. En dat ons dan die skouer aan die wiel sit en dit begin doen. Dankie daarvoor. Ons eer U.